Dankie, Here Jesus. Goeiemôre hier by die AGS Care Village in die Protea saal op hierdie pragtige Palmsondag. Amen. Ja, wat 'n voorreg om ook hierdie week onsself voor te berei vir Goeie Vrydag. Nou wil ek net vir julle noem en ek gaan iemand vra om dit vir my mooi uit te tik en dan sal ek dit vir julle beskikbaar stel. Maar hierdie week wat nou voor lê is 'n heilige week, 'n Holy Week. En môre is die gedeelte waaraan u kan aandag gee, Johannes hoofstuk 13 vers 1 tot 15. Jy weet neer te skryf nie, ek gaan dit laat tik. En dit gaan oor die voete was. Dat Jesus sy disippels se voete gewas het. En die doel van môre is dat u as moontlik vir iemand 'n klein geskenkie koop en dit vir hulle gee. Nou as ek sê 'n geskenk, dan is dit 'n chocolate of 'n systokkie of 'n nikkelbol of iets, maar net ietsie kleins om te sê, weet julle wat, Jesus was diensbaar, ek wil ook diensbaar wees deur vir jou hierdie te gee. So dit is nou môre, maandag. Dinsdag gaan dit dat Jesus het met sy disippels gepraat. Hulle was in die boefretrek en jy kan dit lees in Johannes 14 vers 15 tot 27. En dan dinsdag maak 'n bietjie 'n tyd om iemand te nooi vir koffie of tee of koeldrank, wanneer jy 3 uur tee kry hierso, gaan na iemand toe sê, kom drink saam met my vandag tee. En sit en gesels net lekker nonsens. Kyk, en daarna kan julle geestelik ook 'n bietjie gesels. Maar dit gaan oor vriendskap. Dan woensdag is dit Johannes 16 vers 1 tot 33. En die tema is hou moed. Moenie moed opgee. So woensdag bemoedig mekaar en vertel vir mekaar net hoe goed die Here is vir jou. En dan donderdag is dit Johannes 17 en dit gaan oor die nagmaal. En om 'n bietjie fellowship te hê, koinonia, om die nagmaaltafel. Nou julle hoef nie nagmaaltafel te hê nie, maar om dan donderdag middag se ete so 'n bietjie meer tyd te spandeer met mekaar daar om die etenstafel en te kan sê môre is Goeie Vrydag en 'n bietjie daaroor te gesels. Wat beteken Goeie Vrydag vir jou nou nog? En so dit is dan die heilige week se voorbereiding elke aand. Ek weet daar is gemeentes wat elke aand diens het en wat hierdie program elke aand beoefen en so meer. So dit is baie belangrik. Dan wil ek vandag vir julle 'n getuienis gee wat my baie geraak het hierdie week. 'n Prediker sê dat sy assistent pastoor het by die huis gebly, sy vrou en kinders was ergens heen en daai nag hoor hy in sy huis iets ongeruims. En hy staan op en toe hy die trappe afkom, toe loop hy binne in die misdadiger in vas, wat een van hulle skerp messe in die kombuis gaan vat het. En hy het hierdie assistent pastoor 37 keer met daai mes gesteek. En wat so wonderlik is, elke steek het 'n belangrike orgaan gemis. Daar was nie een orgaan, nie die hart, nie die longe, nie die niere, nie die lewer, nie niks is raak gesteek nie. Maar hy het geweldig gebloei. Ek dink julle sal verstaan, as jy 37 messteke het, dan bloei jy. Maar wat die wonder is, en dis waaroor ek wil sê, is dat die polisie was so verbaas. Toe hulle by die toneel kom, sien hulle hierdie magtige massa bloed, en hulle kan nie glo hierdie ou lewe nog nie. Maar in die bloed is sy voetspore, sy 2 voetspore. Daar
of op daai trappe. Daarna verdwyn die spore nie. En hy het na sy bure toe geloop, in daai swak toestand om hulp te gaan vra. En nêrens op daai hele pad is sy voetspore te vind nie. En julle ken daai storie van, ek het op die strand geloop en daar was net een ry spore en ek het gesê, Here, hoe het jy my gelos? Ek het gesê, jy kon nie geloop het nie, ek het jou gedra. En hierdie is 'n duidelike bewys. Hy kon nie geloop het nie, maar die Here het hom gedra tot by sy bure, dat hy kon gaan hulp kry het. En hierdie pastoor gaan nou die hele Amerika deur en hy wys sy wonde, sy skare, wat noem jy dit, letsels. Ja, en hy wys, en dan vertel hy oor die feit dat die Here het hom opgetel en hom gedra tot by sy bure. Daar was nêrens 'n spoor van bloed van sy huis tot by sy bure. Our God is an awesome God. Amen. Amen. Halleluja. Prys die Here. Nou, vriende, ek wil baie graag vanmôre met u praat oor verspeelde kanse. Nou, die woord is vandag in Lukas hoofstuk 19 vers 1. En hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van tollenaars en 'n ryk man. Nou, vir julle wat nou nie weet, die tollenaar is 'n ou wat vir SARS gewerk het. Hy het vir die inkomstebelasting gewerk. So hy was nie baie ou wat baie mense baie voorlief was nie. En dan sê, en hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n willevye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou 'n klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou 'n klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding in hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Baie dankie Here vir u woord. Amen. En my gebed is dat u woord ook vandag met ons harte sal praat. Amen. Nou net voordat ek ook 'n preek wil ek net sê, daar was op 'n stadium 'n leraar wat so 'n bietjie te mekaar geraak het met die persoon in die willevye boom. So hy het die hele tyd gepreek van Nikodemus, wat graag die Here wou sien. En toe hy nou by die gedeelte kom dat Jesus by die boom staan en opkyk, besef hy het die verkeerde ou in die boom. En hy staan so en hy kyk en hy sê, Jesus sê, Nikodemus, wat maak jy in Saggeus se boom? Klim af! En laat Saggeus kan klim, ek wil met hom praat. Nou, ek hoop nou nie vandag gaan ek die mekaar raak en Nikodemus ook in die boom sit nie. Maar weet jy, Hugo, die sanger, Hugo sing 'n lied, Verspeelde kanse. En dan die koorgedeelte sê, verspeelde kanse draai soos 'n movie in my kop. Ja, ek is die hoofkarakter in my eie seepie. En jy weet, jy maak meer foute as enigiets anders. Verspeelde
kanse. Dis 'n hele lied. Ek het nou net die koorgedeelte vir u gelees. En wanneer ons kyk dat Jesus is in Jericho, hy's op pad om teen die berg op te gaan Jerusalem toe. En daar was een doel in die oë van die Here, hy moet in Jerusalem kom, want hy moet gekruisig word. En dan kom Jesus eerstens by 'n man verby wat blind is, Bartimeus. En Bartimeus hoor Jesus gaan daar verby. Halleluja. En terwyl hy daar sit, en hy hoor die skare se voete, en hy hoor die lawaai, en die geraas, en die gesels, en die sing, roep hy uit, Seun van Dawid, wees my genadig. Onmiddellik herken hierdie blinde man wie Jesus is. En hy vat die geleentheid, hy vat die kans wat hom gegee word, want Jesus sou nooit weer daar verby gaan. En daardie kans gryp hy aan en hy sê, Here, dat ek kan sien. Jy sien, ons kry baie keer in ons eie lewe 'n geestelike blindheid, dat ons nie dinge wil raak sien soos wat die Here wil hê ons moet dit raak sien nie. En wanneer ons die geleentheid kry dat Jesus verbygaan, dan verspeel ons daai geleentheid, daai kans om uit te roep, wees my genade. En vriende, ek en u moet in hierdie tyd seker maak dat ons die geleenthede vasgryp. Carpe diem, seize the moment, gryp die dag aan. Soos wat Bartimeus dit aangegryp het. En dan gaan Jesus verder. En dan lees ons van Saggeus. Saggeus wat so 'n diepe begeerte het om Jesus net te sien. Hy wil nie eers met Jesus praat nie, hy wil hom net sien. En omdat hy kort was, klein kort, kon hy nie deur die skare nie. Jy weet hoe gaan dit by skare. Hulle druk jou en hulle stoot jou en sê, wat wil jy nou doen, man, gee pad. Maar hy hardloop vorentoe. Halleluja. Want hy het 'n geleentheid, en hy het nie hierdie geleentheid verspeel. Mighty God. Hy het die geleentheid, die kans verspeel. Ja, Here. En hy klim in 'n willevye boom. Mighty God. Net met die begeerte, as Jesus daar verbygaan, sal hy hom net kan sien. Sal wat hy wil. Hy wil hom net sien. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Hy stap, Jesus stap, en hy weet van Saggeus in die boom. Niemand het vir hom kom sê, Here, jy moet kyk, daar sit 'n ou in die boom. Niemand het vir hom kom sê, Here, wees net versigtig as jy onder deur daai boom loop. Saggeus sit in die boom, net toe val hy in die boom uit. Niemand het dit vir hom gesê. Maar toe Jesus daar kom, het Jesus gesê. En die grootste begeerte wat Saggeus gehad het, word 'n groter geleentheid, word 'n groter kans. Daar gebeur iets onverstaanbaar vir Saggeus. Dankie, Here. Daar's 'n verrassing vir Saggeus. Omdat hy die kans gebruik het en nie verspeel het. Mighty God. En Jesus stop en hy kyk op. Hy sê, Saggeus. En Saggeus dog, hoe het jy my naam geken? Wie kan skinder van my? Halleluja. Hoe weet jy my naam? Nog voor die geboorte, toe jy nog in jou moeder skoot was, het God al reeds jou naam geken. En hy kyk op, hy sê, Saggeus, klim af, want ek moet. Nie ek wil nie, nie ek oorweeg het nie,
maar nou net, ek wil 'n bietjie rus nie. Ek moet vandag by jou huis aan. Yes. Het jy al gedink wat was Saggeus se reaksie? Die Here gaan by my huis aan. Is daar brood in die huis? Is daar vis? Het ek vanoggend my bed opgemaak? Ek hoop die kinders is skoon. Ek hoop nie my vrou is nie by die huis nie. Daai onsekerheid. Die tydskrifte wat daar in die huis rond lê. Jesus gaan nou daar kom. Wat 'n verrassing, omdat hy die geleentheid gegryp het en 'n boom geklim het net om Jesus te sien. God is uniek. Halleluja. En die Here kom en die Here sê ek gaan vandag by jou eet. Wat 'n voorreg, die laaste keer wat Jesus hier verbygaan. Gaan hy na SARS se hoof toe. Die tollenaar, die income tax man. Niemand van ons is baie lief vir die income tax man. Nogal nie. Ja. En nou, onthou hy nou nog vir die Romeine gewerk, en nie vir die Jode nie. So hy het mense gedubbel belas. Want een gedeelte is na Rome toe gestuur en die ander gedeelte is na Israel toe gestuur. Julle moet oor 0.5% wet wat verhoog. Hy het sommer 100% wet gevat. En Jesus stap daarin en hy gaan sit. Want hier's 'n man wat die geleentheid gegryp het. Hy het dit nie verspeel nie. Hy het sy kanse nie verspeel nie. En terwyl Jesus daar sit met 'n koppie koffie en 'n lekker beskuitjie en 'n koeksuster, staan daar mense buitekant die huis van Saggeus. En hulle sê, kyk nou net, hierdie man wat sê hy is die koning van die Jode, gaan en hy gaan eet by 'n sondaar. Die ou wat ons besteel, die ou wat ons belieg, die ou wat ons verraai aan ons vyande, deur ons geld vir hulle te gee. En dan sit Jesus daai koppie koffie neer. En hy draai om en hy sê, die seun van die mens het gekom. Om te soek en te vind die wat verloor is. Halleluja, halleluja. Die huis van die Here, die kerk, is nie 'n museum vir heiliges nie. Dis 'n hospitaal vir sondaars. Kan ek dit sê? Die kerk is 'n hospitaal vir sondaars, nie 'n museum van heiliges. Halleluja. Yes. En daar, net daar die gesindheid van Jesus, daai liefde wat Jesus openbaar aan Saggeus, bring 'n anderste ding hier in hom los in sy hart, dat hy net daar en dan besluit, die helfte van sy eiendom gaan hy vir die armes gee. En as hy van mense goed afgepers het, gaan hy hulle 4-dubbel teruggee. My Here Jesus. Watter ondervinding. Die een man gryp die geleentheid en hy kan weer sien. Die ander man gryp die geleentheid en hy kom tot bekering. En dan gaan Jesus verder. En dan roep Jesus 2 disippels, hy sê, gaan en gaan kyk, daar's 'n eselin wat vasgebind is. Maak los en bring. En as iemand vir julle vra, dan sê julle, die meester het hom nodig. Nou, weet julle, dat 'n esel, as jy daar in die Ou Testament gaan kyk, wanneer diere moet geoffer word, die eersteling van alle diere moet geoffer word, behalwe esels. 'n Esel se eersteling mag nie geoffer word nie, staan in die Bybel. En toe ek dit nou hierdie week lees, toe dink ek, die rede is omdat die Here geweet het, Jesus gaan op 'n eseling ry. Dis hoekom hy nie, die Bybel sê die eersteling van 'n eseling se nek moet gebreek word.
maar hy mag nie geoffer word nie. En daar was 'n spesiale plek vir die esel. En dan kom Jesus en hy klim op 'n esel. Nou julle sou sê, maar luister, Jesus is 'n koning, hy moet met 'n perd daar aankom, nie met 'n esel nie, wat gaan aan? Jy sien, as jy met 'n perd die stad inry, dan verklaar jy oorlog. As jy op die rug van 'n esel ry, dan kom jy in vrede. En Jesus kom Jerusalem in op hierdie dag, Palm Sondag, op 'n esel, en hy sê ek bring vrede. Halleluja. Maar weet julle, nog 'n ander baie interessante ding oor hierdie verspeelde kanse is, dat Jesus ween oor Jerusalem. Staan daar, terwyl hy daar inkom. Die skare juig, die skare is opgewonde, hulle gryp die geleentheid, hulle gooi palmtakke, hulle sing, die kinders koor dans. En dan huil Jesus. En hy weet. Nou, in die Nuwe Testament lees ons net 2 keer dat Jesus geween het. Die eerste keer het Jesus geween toe hy gehoor het Lazarus is dood. Johannes 11 vers 35. Daai woord in die Grieks van ween is 'n sagte ween. Dit is amper basies hy het net 'n traan gestort. In 'n neutedop is dit wat dit beteken. Hy het net 'n traan gestort oor sy vriend wat dood is. Maar toe hy Jerusalem inkom op die esel se rug, toe ween hy, en daai ween, die Griekse woord sê, hy het kliphard gehuil. Hy het bedroef gehuil. Hy het met smart gehuil, toe hy oor Jerusalem gekyk het. En hy sê, hoe het ek nie al gewens om soos 'n hen haar kuikens toevou onder die vlerk om dit met julle te doen, maar julle het dit nie toegelaat. Julle het die kans verspeel. En dit het die Here so bedroef gemaak, dat hy kliphard bedroef gehuil het. En vriende, ek wil vandag vir julle sê, baie kere huil die Here kliphard oor die feit dat die mens nie die geleenthede wil gebruik wat vir hulle gegee word nie. Dis verspeelde kanse wat hulle in hulle lewe gee. En ek wil vir u vanoggend vra, laat u die Here kliphard huil. Is u selfsugtig in die geestelike lewe? Jy sien, daar was die skrifgeleerdes, daar was die fariseërs, wat daar by Saggeus se huis gestaan het, met 'n selfsugtigheid in hulle. Hoe kon hy by 'n sondaar ingaan? In plaas om te sê, halleluja, prys die Here, hier gaan iets gebeur, Jesus het by 'n sondaar ingegaan. Maar in hulle selfsug, in hulle eie mensgemaakte idees van God, het hulle die kans verspeel om Jesus as saligmaker aan te neem. Selfsugtigheid. Ek wil sê hulle was kansvatters. Hulle het probeer kyk, wat kan hulle uit die deal uitkry? So ek vra vanmôre, kom ons in die huis van die Here. Het u selfsugtige motiewe? Is u 'n kansvatter? Of het u die geleentheid aangegryp om te sê, Here, ek gaan u dien. Geestelik te kan sê, Here, die helfte van my goed gee vir die armes. Geestelik. Here, ek gee my goed vir die Here. En ek gee dit vir die koning. Die Here huil vandag oor mense wat kansvatters is.
Die Here huil oor mense wat nie werklik in oorgawe hom wil dien nie. Ek wil sluit met hierdie. As jy besig om die kans wat jy het om gered te word en vrede te hê, te verspeel, huil Jesus nog oor jou. Kan ek dit weer lees? As jy besig om die kans wat jy het om gered te word en vrede te hê, te verspeel, huil Jesus nog oor jou. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan so Saggeus en Bartimeus die geleenthede kan aangryp. Here, die disippels het beklei, hulle wou weet wie gaan regs sit, wie gaan links sit. Maar vandag, Here, wil ons nie weet wie sit links en wie sit regs nie. Ons wil net sê, Here, laat ek sien. Here, sien my raak, ek sit in 'n boom. Dankie dat ons vanmôre hier kan sit en sê, Here, help my, dat ek die verspeelde kanse in my lewe sal hê nie. In Jesus naam, amen. Amen. Die Here seën.